weet die Here wil iets groots doen in hierdie plek vanmôre. Die vraag is ek en jy gereed vir dit wat die Here wil doen? Ek het myself eintlik voorgeneem, ek gaan nie vanmôre lank preek nie, ek gaan nie teaching gee of iets daaromtrent nie. Jy iets share wat die Here vroeg aan my hart wakker gemaak het. Vanoggend, of eintlik gisterand het ek pastoor U gesê, die Here het net 'n ding in my gees gedrop, we ought to be the carriers of His glory. Dis waarvoor hy my en jou geroep het. In die Pinkstertyd, die tema is jy Shekinah glory, wat beteken the tangible, visible manifestation of the divine presence of God. En ek het seker so 1:15 vanmôre wakker geword, met 'n gedagte, en so deur die slaap deur het ek my selfoon gevat, en die bril is nie naby nie, so ek kan ook nie mooi sien wat ek tik nie, en wat ek neerskryf nie, en toe ek nou vanmôre opstaan en weer gaan stil raak voor die, toe kom ek eers agter hoe die mekaar het ek getik, maar is alright. Ek kan onthou wat ek al getik het. En jy skielik onthou die Here my, of remind hy my aan iets wat ek raak gelees het. En almal van julle, of meeste van julle het Facebook, hierdie generasie is Facebook mense. En die ander dag toe sien ek 'n advertensie of 'n, noem dit maar 'n plasing op Facebook, wat 'n vrou plaas en sy maak hierdie stelling, sy sê ons is nuwe intrekkers in Port Elizabeth. Weet nie van waar of sy gekom het nie, ek kan nie onthou nie. En sy vra hierdie vraag, waar is 'n goeie kerk waar ek kan gaan aansluit? En onmiddellik is daar duisende reaksies. En almal plaas 'n plasing in reaksie op haar vraag, waar is 'n goeie kerk waar ek kan gaan aansluit? En elke een het sy rede. Elke een het sy rede. Hoekom hulle sê daai kerk is 'n goeie kerk? Maar ek wonder, en dit is wat die Here vir my gevra het, wat sal julle sê op daardie vraag? Wat sal julle sê? Hoekom is die gemeentes van Christus Kabeega Park 'n goeie kerk? Ja, dit is dalk die liefde wat onder mekaar is. Ja, dit is dalk die goeie kinderkerkbediening wat ons het. Ja, dit is die teologie wat God vir ons gegee het. Ja, dit is die sterk bedieninge. Dit is dalk die worship. Dit is dalk die mannebediening, en so kan ek aangaan. En al hierdie goed het waarde. Maar weet jy wat vra die Here vir my, is dit? Is dit? Wat gaan ek en jy sê, kind van die Here, op daardie vraag? Want is dit wat primêr saak maak vanmôre? Jy sien, ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, die mense soek kerk vandag nie omdat tradisie hulle daarna toe lei nie, maar omdat hulle lewe soek, omdat hulle hoop soek, omdat hulle antwoord soek, omdat hulle Jesus nodig het. En ek en jy is veronderstel om daar die carriers of glory te wees, sodat die mense Jesus kan ervaar. Dit gaan nie oor teologie nie. Dit gaan nie oor wat ons alles doen nie. Ek wil hê jy met jou Bybel saam met my oopmaak by Handelinge die 7de hoofstuk. Ek het 'n ander gedagte gehad, maar die Here is in beheer. Handelinge 7. Vers 42. Handelinge 7 vers 42. Vers 42 lees, maar God het hom afgewend en hulle oorgegee om die leer van die hemel te dien. Soos geskrywe is in die boek van die profete. Julle het tog nie aan my slagoffers en offers gebring gedurende die 40 jaar in die woestyn nie, o huis van Israel. Wil jy moet iets verstaan in die konteks van hierdie skrif. Wanneer hy vir hulle sê, julle was vir 40 jaar in Israel, God het 'n belofte gegee, ek verlos julle uit slawerny, en ek vat julle na die beloofde land, waar julle die heerlikheid van die Here gaan beleef. So hulle was in 'n journey, in hierdie woestyn, in hierdie droog tydperk, en hierdie volk is besig met dinge, wat hulle dink okay is. Moses klim op die berg, want hy besef, ek het meer van die Here nodig, en hy maak hierdie stelling, hy sê, Here, ek wil die aangesig van God sien. Jy kan nie van ons af onttrek nie, want as U nie saam met ons is nie, wat maak ons anders as hierdie volke? En dan sien ons die Israeliete verval in afgodsaanbidding, waar hulle vir hulle altare maak, en hulle afgodsoffers bring, en hulle dink dis okay. En hoor jy wat vra die Here vir hulle? Julle het seker nie gedink, die offers wat julle gebring het in die woestyn, het julle vir my gebring nie. En dis dalk 'n harde woord vir my en jou.
Maar vanmôre wil die Here vir my en jou vra, vir wie bring ek en jy regtig die offer? Waaroor gaan dit vanmôre? Jy sien, ons is baie keer so ingestel in ons verhouding met die Here en dit wat ons doen oor wat ons uit dit uitkry. Terwyl dit alles oor hom gaan. Kom ek bring dit terug en ja, dit is Pinkster en die Here was vir ons baie goed en hy is steeds goed. Wie van julle was hier afgelope 3 dae hier? Wie is nog steeds opgesaai en opgecharge? Ja, vol van die Heilige Gees. Amen. En ek weet dit gaan nie hier bly nie. Maar jy sien, baie keer het ons selfs kom soek en is nie verkeerd as sulks nie. Net vir hom aangedoen te word met krag om een of ander versekering in my lewe te hê, een of ander deurbraak in my lewe te hê, een of ander antwoord in my lewe te hê. Maar soek ek werklik God in sy volheid? Verlede week in Saterdag het die Here vir my 'n vraag gevra terwyl ek besig is met voorbereiding vir verlede week se boodskap. Wat wil jy maak met die gawes wat ek jou gee? Wat wil jy daarmee maak? Want ek wil jy moet verstaan vanmôre, ja, die Bybel sê God gee aan my en jou gawes en die gawes is tot stigting van die liggaam. Die Bybel sê hy kom en hy deel my en jou toe met sy krag van sy Heilige Gees, maar daar is 'n rede en daar's 'n purpose. Ja, die Bybel sê die Heilige Gees getuig saam met my en jou gees dat ons 'n kind van die Here is, sê die boek van Romeine. Die Bybel sê in Efesiërs 1 hoofstuk, die Heilige Gees is die seël op my kindskap, my erfgenaamskap in die Here en dit is alles goed. Maar verstaan gou wanneer die Here sê ek en jy, en ons het dit mooi gehoor, moet gaan wag in Jerusalem totdat ons aangedoen is, doen is met krag, sodat wat is die purpose van die Heilige Gees? Dink ek het dit donderdag aand gesê, moet verstaan vanmôre, ja, ons kan selfsugtig wees, en ons behoort selfsugtig te wees, want die waarheid bly staan, ek kan nie gee wat ek nie het nie. Hoor jy wat ek sê? As jy nog nooit in die Kaap was nie, forget about it om vir my te vertel hoe om in die Kaap uit te kom. Dis daai, wanneer die gesegde inkom, jy gaan my lyf van die wal af tot in die sloot. Hallo? Maar as jy in die Kaap was, en jy weet wat se paai om te ry, dan gaan jy vir my verseker kan sê, wat is die beste pad om te vat. Amen? Hoor gou mooi, God wil my en jou gebruik, en hy sê, ek en jy is die tempel van sy Heilige Gees, en hy wil hê ek en jy moet die draers wees van sy heerlikheid. Daarom het ek nodig om vol te wees van sy heerlikheid, sodat sy heerlikheid deur my en jou kan werk na buitekant toe. Kom ek gaan aan. Vers 43, ja, julle het die tent van Moloch opgeneem en die ster van julle god Remfaan, die beeld wat julle gemaak het om vir hulle te aanbid, en ek sal julle aan die ander kant Babylon wegvoer. Ek wil jy moet verstaan, dat dit lei tot verwydering van God af, wanneer ek en jy nie met opregte hart tot die Here kom nie. Hoor jy wat ek sê? Vers 44, die tent van getuienis was onder ons vaders in die woestyn, soos wat hy met Moses gespreek het, hom bevel gegee het, om dit te maak volgens die afbeelding wat hy gesien het. Julle het die gemanifesteerde heerlikheid, dis wat hy sê, julle het die gemanifesteerde heerlikheid van die Here gesien. Julle het die glorie aanskou, en steeds het julle gegaan en afgodsaanbidding gebring. Vers 45. En ons vaders het ontvang en met Josua ingebring in die besitting van die nasies, wat God voor ons vaders uitgedryf het, tot die dag van Dawid, 46, wat genade gevind het voor God en gevra het, om 'n woonplek vir God van Jakob te verkry. En Salomo het 'n huis vir hom gebou. Hoor wat sê vers 48. Maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Soos die profeet gesê het, die hemel is my troon en die aarde is die voetbank van my voete. Watter soort huis sal jy vir my bou, sê die Here, of hoedanig is die plek van my rus? Vanmôre wil die Here dit vir my en jou vra. Watter huis sal julle vir my bou? Hoedanig is die plek van my rus? Wat beteken dit? Waar sy gees tuis gaan. Waar God kom inwoon in sy heerlikheid. Sien, ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, God het my en jou geroep en hy het vir ons 'n belofte gegee. En Haggai 2 vers 3, wie is onder julle wat hierdie huis gesien het, sê hy. Met ander woorde, hy sê vir hulle, hy praat hier so met die volk, hy sê, julle het die tempel gesien, en ja, julle het dalk die vorige heerlikheid van die Here gesien, maar julle kom agter, dit dra nie meer die glorie soos dit veronderstel is om te wees nie. Daar's iets wat ontbreek,
En dis die vuur van God en sy salwende teenwoordigheid, kerk. Ek wil jy moet verstaan vanmôre, dit gaan nie. Al die ander goed wat ek nou nog genoem het is great en dit moet daar wees, maar dit kan nooit 'n plaasvervanger wees vir die teenwoordigheid en die manifestasie en die vuur van God se Heilige Gees nie. As die kerk nie die lewe of die vuur van die Heilige Gees het nie, is die kerk dood en ek gaan dit vir jou bewys. Wil jy met jou Bybel oopmaak? Daarna toe blaai, Johannes 6:63. Johannes 6:63. Hoor wat sê hy? Weet jy hoe? Kyk die A-gedeelte. Dit is die kleinletter of hoofletter. Waarvan praat hy? Die Heilige Gees. Die Shekinah glory, die gemanifesteerde teenwoordigheid van God se Gees. Dis die Gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Hoor wat sê hy? Hy sê, weet jy wat, verstaan net 'n ding, daar's baie dinge wat ons doen in die vlees, maar verstaan, dis sekondêr, dit kan nie werklik lewe bring nie. As iets nie gedryf is en bekragtig is deur die vuur van die Heilige Gees nie, het dit nie nut nie. Dis hoekom een van die waardes van ons gemeente is Gees, Heilige Gees gedrewe. Ons kan nie leef sonder die Heilige Gees. Die Engelse Bybel sê, the Holy Spirit is the one who gives lives. That which is of the natural realm is of no help. That's why we ought to be and are called to be carriers of the glory of God. Jy sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre, ja, hy het gesê, gaan en verkondig die evangelie. Ek en jy het 'n funksie, ons het 'n calling, ons het 'n purpose, ons het 'n opdrag, om die goeie nuus van Jesus Christus te gaan uitdra daar buitekant. Maar kerk, ek wil jy moet verstaan, en dit weer en weer en weer en weer deurgekom hierdie week, ek en jy kan dit nie doen uit onsself uit nie. Ons het die Gees van God nodig, en die realiteit van dit alles is, God gaan my en jou accountable hou vir daardie opdrag. Daarom wil ek hê jy moet verstaan, jy kan nie sonder die Heilige Gees nie, want dis alleen wat jy gehoorsaam gaan wees en kan uitvoering gee aan die groot opdrag. Die ander kant van die muntstuk is, dit sal die natuurlike uitvloeisel wees. Want hoe voller ek is van die Heilige Gees, hoe meer spontaan gaan dit net kom, gaan dit net gebeur, en ek gaan dit nie kan keer nie. Want hoekom? Dit wat binne in my is die Gees van lewe. En daar wat doodsheid is, wil die Gees van lewe kom inspreek, en God gebruik jou mond, en hy wil jou gebruik. Hoe danig is dan die huis wat jy vir my sal bou, vra die Here. Is ek en jy bereid om hom te huisves in sy volheid? Of is ons gelukkig met waar ons osself bevind? Ek wil jy moet verstaan vanmôre. Dis hoe my gesê het, gaan wag in Jerusalem totdat julle aangedoen is met dynamos, is die Griekse woord. Dynamos, krag. Die woord dynamiet is afgelei daarvan af. En is jammer, oom Henny is vanmôre nie by ons nie. Hy's 'n plofstofdeskundige. Die realiteit is, dynamiet is so, ek gaan nou maar die mic gebruik, dit is so lang staafie, en julle weet nou al, julle het nou gesien in die movie, so werk daai dynamiet. En die oomblik wanneer ek daai dynamietstaafie vat, en ek gaan plaas hom onder 'n massiewe groot gebou, of ek boor 'n gat, en ek gaan druk hom in daardie gebou, en daardie knel doppie, of 'n snel, wat noem hulle dit, 'n snelpen, of wat? Slagpen, noem dit. Dit trigger daardie dynamiet en dit ontplof, is daar 'n energie wat van binnekant af uitsit, en die realiteit is, die force waarmee dit uitsit, sal maak dat daardie gebou val. Kerk, ek wil hê jy moet verhoor vanmôre, wanneer ek en jy vol is van die dynamietkrag van God, kan die werke van die vyand nie staan voor jou nie, want die oomblik wanneer daai krag geaktiveer is, dan moet daardie duisternis val in Jesus naam. Vraag is ek en jy bereid om vir my huis te wees? Om te huisves. Dis waaroor dit gaan. Jy moet verstaan vanmôre, die Gees is nie net die onderpand wat saam met my en jou getuig nie, wat my en jou bevestig nie. Die Bybel sê, Johannes 15:5, B gedeelte, sonder hom kan ek en jy niks doen nie. Hoor jy?
Sonder hom kan ons niks doen nie. En ek praat nie van jou alledaagse lewe nie. Ek praat daarvan om werklik waar daardie hand te wees, daardie voete, daardie liggaam te wees van Christus, wie hy wil gebruik. Want dis hoekom hy die salwing van die Heilige Gees binne in jou kom plaas het. Want ek wil hê jy moet verstaan, die purpose van die salwing is om te genees. Die purpose van die salwing is om vry te maak. Die purpose van die salwing is om die strongholds af te breek. Die purpose van die salwing is om hoop te bring, man. Dis kom hy jou toegedeel het met krag en met vuur. Dis kom die Bybel verklaar in 1 Johannes die 2de hoofstuk. Ek het aan julle die salwing van die Heilige Gees gegee. Verstaan dit vanmôre. Dis kom hy verklaar in Johannes 14:19. Hy sê sonder my kan julle niks doen nie, want dit is die Gees wat lewe doen, wat lewe gee. En julle sal lewe omdat ek lewe. Hy is vanmôre die enigste bron van ware lewe. Hoekom? En ons het dit gehoor. Ek dink dit was gisterand, want wanneer die Gees van God wat in Christus is, binne in my en jou is, dan sal hy ook hierdie verganklikheid verander in onverganklikheid. En ek wil jy moet iets hoor vanmôre. Hy praat nie net van wanneer Jesus my kom haal nie. Hy praat nie net wanneer ek my asem gaan uitblaas in lewe nie. Daar's areas in jou lewe vanmôre wat spreek van verganklikheid. Dit spreek van dood. Jy kan die effek van die duisternis daarin sien. En ek wil jy moet verstaan vanmôre, die Bybel sê wanneer die Gees van God daardie area gaan penetreer, dan sal dit opstaan vir reëse en oorwinning in Christus, man. Hoeveel wil jy die Gees van God toelaat om daardie area te penetreer? We need to be carriers of His glory. We need to be filled with the Holy Spirit, because His Spirit is life, and He will restore and bring to life which is dead or dying in our lives. Jesegiel 36. Sê saam met my, sy Gees is lewe. Ek hoor jou nie, glo jy dit? Sy Gees is lewe. Kom aan. Vanaf vers 22. Hy sê, daarom sê vir die huis van Israel, ek wil het vanmôre sê vir Kebega Park, sê vir die huis van Kebega Park, daarom so spreek die Here. Ek doen dit nie om julle ontwil nie. Wat God doen, is nie om my en jou ontwil nie. Ja, ek en jy experience die glory van hom. Ons experience sy heerlikheid, ons beleef hemel op aarde, maar daar is 'n groter purpose, daar is 'n groter prentjie. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, oor huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat julle ontheilig het, onder die nasies waar julle gekom het. En ek sal my grote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het. En die nasies sal weet dat ek die Here is, spreek die Here, as ek my in julle voor hulle oë, as die heilige laat ken. Hoe gaan mense weet, dat Christus woon binne in my en jou? Vergeet daarvan om dit te dra op 'n T-shirt. Vergeet daarvan om dit te dra en goed, om te sê ek behoort aan hierdie kerk. Dit kan alleenlik wees, wanneer die Gees van God in en deur my en jou leef, en homself sigbaar maak deur my en jou. Vers 24. En ek sal julle uit die nasies gaan haal, en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en ek sal julle in die land inbring. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. Vers 27, hoor gou mooi, hy sê, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak, dat julle in my insettinge kan wandel. Ek kan net God dien in gehoorsaamheid, as dit gaan kom deur die Heilige Gees binne my en jou. Kan jy agterkom, jy het hom nodig? Wow, kan jy agterkom, ek kan nie lewe sonder hom nie? Vers 28, en julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal my volk, en ek sal vir julle God wees. Wat wil ek en jy maak? If it's not to make God real, to make God known to others, so that God can be glorified, if it's not to proclaim the good news of salvation, if it's not so that people can get saved, people can get delivered, people can get healed, burdens are being removed, problems are being resolved, those that are oppressed being set free, then what are we doing what we're doing? Why? Hoekom doen ons wat ons doen? Want hiertoe het die Here ons geroep, sodat ek en jy sy voetspore kan volg, sê 1 Petrus 2. Wat het hy gedoen?
Hy het gesê, ek het gekom om die gebrokenes te verbind, om die goeie nuus te verkondig, hulle wat in gevangenis vrylating te bring. En Pastoor Igedang gisteraand geraak in sy begin, toe hy sy mond oopmaak, het hulle gesê, wat se nuwe leer is hierdie? Hoekom? Want hoewel hy God geopenbaar was in die vlees, was die salwing en die krag van God se gees op die vleesmens sigbaar, deur alles wat hy gesê en gedoen het. Besef jy dit? Dis kom hy met 'n Christus anointing, die gesalwing gepraat het, because it's all about him. We are the carriers of his glory. Hoor wat skryf David Hernandez, en ek lees dit vanmôre vroeg en het my hart geraak. Hy sê, you don't have to go look for an atmosphere. You are the atmosphere. You are the dwelling place of the Holy Spirit, a habitation of heaven, a carrier of the glory. Because you have the Holy Spirit, you don't have to follow signs. Signs will follow you. You don't have to beg for a divine encounter. You live in a divine encounter. Wherever you step, the Holy Spirit steps. Your presence and God's presence become indistinguishable from one another. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself. When you walk into a room, demons need to run. When you walk into a room, sickness needs to lose its hold. When you walk into a room, you are to shift the atmosphere. Heaven invades where you will step your foot. Spiritual dynamics change and hell loses influence. That's the potential of the true believer. However, though every true believer has the Holy Spirit, I know, the Holy Spirit does not have every believer. However, though every true believer has the Holy Spirit doesn't have every believer. What it means is that not every believer is surrendered to the work of the Holy Spirit in their life. Some allow for areas of compromise and spiritual neglect. Everything that God has for us, within us by the Holy Spirit, power, love, joy, peace, wisdom, understanding, the ability to live holy, and so much more. But many leave reservoirs of the Spirit's power untapped. But when you live a life surrendered to the Holy Spirit, the power within you begins to affect everything in you and around you, like rivers that gives off mist. Your very being begins to give off the essence of the Spirit. People around you become refreshed when you surrender to the Holy Spirit and become a conscious carrier of His glory. We need to be carriers of His glory. God woon nie in tempels wat in menshande gemaak is nie. Hy woon binne my en jou, en daarom moet ek en jy vol wees van die Heilige Gees. Wil jy moet verstaan vanmôre, God is bereid om my en jou voller te maak wanneer ek en jy ons alles op die altaar kom plaas. Hoor jy wat ek sê? Die Israeliete moes 'n altaar bou. Dan moes hulle die hout daarop neergesit het. En wanneer hulle die offer gebring het, die beste offer gebring het, dan het God self uit die hemel geantwoord en hy daai vuur aan die brand gesteek. Wanneer ek en jy bereid is om ons alles te surrender en op die altaar te plaas, sal God jou aansteek met die vuur van die Heilige Gees. En weet jy wat, dan sê hy, hulle moes die vuur aan die brand gehou het. Wat beteken dit? Ek en jy moet vol bly van die olie van die Heilige Gees, want dis al wat die vuur aan die brand hou. Ek weet nie of jy al gesien het, wat gebeur met 'n lampet, wie se olie opgeraak het nie. Dit rook net. Na ruk begin dit stink. Dit gee swak lig. Dit brand uit. Ek het hier geskryf, baie Christene rook nog, en ek praat nie net van fisies rook nie. Maar hulle brand nie meer nie. Hulle brand nie meer nie. Want die olie is nie meer daar nie. Wil jy moet verstaan vanmôre, ja, ons het dit beleef en beleef het steeds, die vuur van God se Heilige Gees. But you need to keep the fire burning. En jy het nie net nodig om elke slag na iemand toe te gaan, om te sê, bid vir my nie, ek het die vuur van die Here nodig nie. Die Bybel sê, in Lukas, hy sê,
as julle of as aardse vaders weet, Lukas 11 vers 10, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Vers 13, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Maar ek en jy moet kom, soos Jeremia 29 vers 13 sê, as ons hom soek met ons hele hart en vra na hom met ons hele hart, dan sal ons hom vind. Dis ek my gesê, ek en jy moet gaan afsonder, gaan stil raak, want Jesaja 40:31, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Kerk, dis die enigste hoe ek en jy hierdie vuur aan die brand hou, en dit is om God self te soek. Ons het 'n belofte gekry hierdie Pinkster tydperk, Jesaja 40 vers 5. Maar ek wil jy moet hoor wat verklaar hy vanaf vers 1 af. Hy sê, troos my volk, en sê vir hulle, spreek na die hart van Kabega Park, en roep haar toe dat haar stryd verby is. Mense, iemand het dit gesê hierdie week, daar's 'n shift, daar's 'n skuif in die atmosfeer. Ek weet nie of jy dit beleef het nie. Wie was hier gewees die afgelope 3 dae? Vir die res van julle wat nie was nie, sorry. Maar moenie worry nie, jy het nie heeltemal uitgemis nie, daar's meer. Amen. Daar's meer. Jy moet net begin soek daarna. Maar hoor wat hy sê. Hy sê jou stryd is verby. Dat haar skuld betaal is en dat sy die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. 'n Stem van een wat roep, berei die woestyn en die weg van die Here. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir God. Wat sê hy, kerk? Maak hy pad oop. Raak ontvanklik, raak in afwagting vir dit wat die Here gaan doen. Hou op om die Here te probeer beperk en om in hierdie boksie te sit. Dis hoekom ons die hele week gesê, there is more. Gisterand gesê toe in die begin, ons moet begin raak soos hulle by die shows raak. We want more. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul word. Hy sê kom in voorbereiding vir wat die Here gaan doen. Daar waar daar leemtes is, waar daar gebrek is, maak dit reg. En elke berg en heuwel moet klein gemaak word. Waarvan praat hy? Hy praat van daardie trotsheid, daardie eie ek, daardie heuwels, daardie blokkasies wat in die pad staan van God. Maak dit gelyk. Kry dit in die pad uit vir wat die Here gaan doen. Kerk, die Here het my en jou belofte gegee, hy gaan ons vat van heerlikheid tot heerlikheid, maar ek en jy moet in voorbereiding kom. En die bult moet 'n gelykte in die rotsagtige plek. Jy ken die gelykenis van die saaier. Die rotsagtige goed moet gelyk gemaak word. Dit moet skoon gemaak word. En dan sê hy vers 5, en die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en al die vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. So hoor gou mooi. Wanneer ek en jy wonder, hoekom sien ons nie die krag van die Here nie, hoekom ons nie sekere dinge beleef nie, is ek en jy. Nie God wat terughou op sy belofte nie, maar ek en jy het nie die grondpad groot gemaak nie. Die grondgebied voorberei nie. Ons is nie in afwagting nie. Hoe lyk die huis wat julle vir my sal bou? Is daar nog 'n verlange in my hart? Kom ek vandag vir jou sê. Hierdie wat ons vir hierdie week beleef het is great, awesome. But I want to shout out, I need more. I need more. I want more. En hy kan my en jou gee, net die begeerte vir my en jou hart.